Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, baie dankie vir al die goeie gawes wat U daagliks aan ons toevertrou. En baie dankie dat U ons ook vandag seën. Amen. Paulus teken vir ons op 1 Korintiërs 4 vers 1 tot 4. So moet julle ons dan sien. Ons is dienaars van Christus en bestuurders aan wie die geheimenisse van God toevertrou is. Van 'n bestuurder word veral vereis dat hy betroubaar moet wees. Maar vir my is dit nie van die minste belang of my betroubaarheid deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word nie. Trouwens, ek beoordeel dit self nie eens nie. Daar is ook niks waaroor my gewete my aankla nie. Maar dit beteken nie dat ek vrygespreek is nie. Dit is die Here wat my beoordeel. Ons dink vandag net so bietjie kontekstueel na oor die betroubaarheid van rentmeesters. Dit is baie ooglopend dat Paulus bedienaars as ondergeskiktes beskryf. Mense wie se plig dit is om bevele te volg eerder as om persoonlike eer te soek. Hy beklemtoon ook dat die primêre verantwoordelikheid van 'n rentmeester is om getrou te wees aan God, nie om mense of hulself te behaag nie. Hy voer aan dat rentmeesters nie volgens menslike standaarde beoordeel moet word nie, maar deur God alleen, wat uiteindelik die verborgde motiewe van elkeen se hart sal openbaar en evalueer. Paulus beklemtoon ook die belangrikheid daarvan om die evangelieboodskap ongeskonde te bewaar en te deel, wat hy as 'n deurslaggewende aspek van 'n rentmeester se getrouheid beskou. Paulus gee self van hierdie betroubare karakter gestalte. Hy poog om verdeeldheid binne die Korintiese gemeente aan te spreek en die fokus weg te lei van individuele leiers na Christus self. Hy bevestig deur sy geesvervulde raad dat alles gaan oor die eer van God en nie die van mense nie. Mag ons betroubaar handel met die eer van God in ons daaglikse optrede. Kom ons bid saam. Here, ons wil graag betroubare rentmeesters wees. Lei ons asseblief deur die Gees om daarvolgens te kan leef. Amen.